Goeienaand, dit is ons voorreg om weer aan die einde van hierdie dag die woord van die Here te kan oopmaak en te kan vra wat die Here vir ons aan die einde van hierdie dag wil sê. Vanaand lees ons uit Markus 1 vanaf vers 21 tot en met vers 28. Ek lees dan vanaf vers 21. Hulle het in Kapernaum gekom. Toe die Sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van 'n bose gees besete was. Hy het uitgeskreeu: "Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie u is. U is die Heilige van God." Maar Jesus het hom skerp aangespreek en gesê: "Bly stil en gaan uit hom uit." Die bose gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom uitgegaan. Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het: "Wat gaan hier aan? Dit is 'n nuwe leer en dit kom met gesag. Hy gebied selfs die bose geeste en hulle gehoorsaam hom." En dit was nie lank nie of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor hom gepraat. Tot sover het die woord van die Here. Salig is elke mens wat hierdie woord hoor en in die hart bewaar. Ons leef in 'n tyd waarin kennis maklik met geloof verwar word. Ek sê weer, waarin kennis maklik met geloof verwar word. Baie mense het in die kerk groot geword. Hulle ouers het hulle uit die Bybel geleer. Hulle ken die Bybelverhale, hulle ken gebede, hulle ken die taal van die geloof. Hulle weet dat Jesus die Seun van God en die Verlosser is, maar dit maak min verskil aan hoe hulle lewe. Is dit dan moontlik om presies te weet wie Jesus is en tog nie aan hom te behoort nie? Markus 1 vers 21 tot 28 antwoord vir ons die vraag op 'n ontstellende manier. Die een wat in hierdie verhaal eerste en die duidelikste sê wie Jesus is nie een van die disippels wat Jesus geroep het of 'n skrifgeleerde uit die sinagoge nie. Nee, dit is 'n bose gees. In hierdie gedeelte het Jesus pas sy openbare bediening begin. Hy het aangekondig dat die koninkryk van God naby gekom het en hy het sy eerste disippels geroep. Nou kom hy in Kapernaum aan en hy gaan op die Sabbatdag die sinagoge binne om daar te gaan leer. Markus vertel nie presies wat het Jesus op daardie dag vir die mense geleer nie. Hy vestig meer ons aandag op die manier waarop Jesus met die mense gepraat het. Die mense was verstom want hy het hulle geleer met gesag, sê Markus, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Die skrifgeleerdes se gesag was afgeleide gesag. Hulle moes verklaar wat God reeds in die skrifte gesê het. Maar Jesus kom en hy preek vir hulle op 'n ander manier. Hy preek nie bloot as net nog een van die verklaarders van die skrif nie. Hy praat met die gesag van die Seun van God. Hy is nie op soek na die waarheid nie. Hy praat as die een wat die waarheid ken, wat self die waarheid is, wat die waarheid van God openbaar. En toe Jesus die mense so leer, word hy skielik onderbreek deur 'n man wat met 'n bose gees gevul was. Die gees herken hom onmiddellik. Die bose gees noem hom die Heilige van God en hy vra vir Jesus: "Het u gekom om ons te vernietig?" Dis baie opvallend. Die mense in die sinagoge is nog besig om te wonder wie hierdie Jesus is wat hulle so leer, maar die bose gees weet al klaar. Hy ken Jesus se identiteit. Hy verstaan die doel van Jesus se koms. Hy verstaan hierdie ontmoeting gaan nie net oor een mens en een bose gees nie. Jesus se koms bedreig die hele ryk van die Satan. Koning het gekom om die heerskappy van die duisternis te verbreek en mense daaruit te bevry. Vir 'n oomblik word die gordyn voor die onsigbare wêreld vir ons 'n bietjie oopgetrek. In die wêreld van die bose is daar kennis van Jesus. Die bose magte weet
Hy is die heilige van God. Hulle weet, hulle staan onder sy gesag en onder sy oordeel. Hulle weet, sy koms sal hulle uiteindelike ondergang beteken. Maar die kennis red hulle nie. Dan sien ons Jesus tree nie met hierdie gees in gesprek nie. Hy gebruik nie 'n vreemde ritueel of 'n formule of 'n ingewikkelde towerspreuk of prosedure nie. Al wat hy doen is hy sê eenvoudig vir hom, bly stil, gaan uit hom uit. En dan laat die gees die man stuiptrekkings kry, hy skree hard en hy gaan uit die man uit. Hier is geen langdurige worsteling tussen twee gelyke magte nie. Jesus druk nie arm met die Satan om te bepaal wie die sterkste is nie. Hy hoef nie met hom kaart te speel om te bepaal wie die vernuftigste is, soos wat ons in een van die ou flieks gesien het nie. Satan is nie Christus se ewig nie. Dit is nie asof daar by die bose enige twyfel bestaan oor die mag van Jesus Christus nie. Nee, die bose gees weet uit die staanspoor dat nie net hy nie, maar die hele ryk van die bose deur Christus vernietig gaan word. Daarom kan Jesus net praat en die bose gees moet hom gehoorsaam. Hier word nou sigbaar wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, die koninkryk van God het naby gekom. Hier sien ons dit. Die koning self het gekom. En sy woord verkondig nie net sy heerskappy nie, sy woord bring sy heerskappy. Sy woord verbreek ook die mag van die bose. Ons lees hier die mense wat al daardie dinge gesien gebeur het, was verstom. Hulle praat onder mekaar oor Jesus se gesag en uiteindelik versprei die berig oor hom deur die hele omgewing. Maar Markus sê nie dat hulle bekeer het en dat hulle hom volg nie. Nee, hulle is net verbaas. Hulle bewonder wat hy gedoen het. Hulle praat oor hom, maar dit verander nie hulle lewens nie. Hulle slaan nie ag op wat hy hulle in die sinagoge geleer het nie. Sy woord verander nie hulle lewe en hulle harte nie. En hierin lê daar juis vir ons die ernstige waarskuwing vanaand. Jy kon dalk in die kerk groot geword het. Jou ouers het jou dalk in die geloof onderrig. Jy ken dalk die naam van Jesus en jy weet wat die Bybel oor hom leer. Maar dalk maak daardie kennis geen verskil aan jou lewe nie. Dalk het daardie kennis nog nooit werklik beslag op jou lewe gelê nie. Is daar dalk geen liefde vir Christus, geen vertroue in hom, geen gehoorsame oorgawe aan hom nie. Dalk ken jy sy naam, maar is sy woord vir jou net nog een van die baie opinies in die wêreld. As dit die geval is, verskil jou kennis van Christus geensins van die bose gees in die sinagoge nie. Hy het ook geweet wie Jesus Christus is. Ons moet dit nie mislees nie. Jesus het hom in die sinagoge teëgekom, in die huis van God, in die geloofsruimte. Jesus het hom in die kerk teëgekom. En tog het die woord van God geen verskil aan sy lewe gemaak nie. Miskien is jy soos die skare wat selfs met verbasing en waardering oor Jesus se werk kan praat. Maar die werklikheid is dat selfs kennis en bewondering vir Jesus alleen nie 'n reddende geloof is nie. Die Heidelbergse Katekismus, een van die ou belydenisskrifte van die kerk, leer vir ons dat ware geloof sowel kennis as vertroue is. Kennis van God se woord en persoonlike vertroue in die God wat daardie woord tot ons gespreek het. Kennis wat nie tot vertroue lei nie, bly blote kennis. Dit red nie. Reddende geloof bring jou om voor Christus te buig en saam met Thomas te bely, my Here en my God. Moet jouself daarom nie mislei nie. Dat jy weet wie Jesus is, dat jy sy naam ken, dat jy selfs bewondering en waardering het vir wie hy is en wat hy gesê het en wat hy gedoen het op sigself geen reddende waarde nie. Moet jou nie self daarmee troos nie. Nee, bekeer jou. Glo die evangelie. Vlug met jou sonde na Jesus Christus. Vertrou hom alleen as jou redder. Buig voor hom as jou Here. Moenie net sy naam ken nie, behoort aan hom. Amen. Kom ons bid nou saam. Here Jesus Christus,
Dankie dat U die Heilige van God is, die Here voor wie selfs die magte van die duisternis moet wyk. Bewaar ons daarvan om net U naam te ken en tog ons harte van U te weerhou. Here, gee ons ware geloof dat ons U sal vertrou as ons enigste redder, dat ons voor U sal buig as ons Here, dat ons hele lewe in gehoorsaamheid aan U sal gee. Werk deur U woord en deur U Gees in ons, bekeer ons van ons sonde en laat ons tot in ewigheid aan U behoort. In Jesus naam, amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.